Baie welkom by AGS NGOs gemeente in Bethel. Ons vertrou dat hierdie diens vir jou tot stigting sal wees. In vandag se boodskap deel pastoor Johan Hamman die wonderwerk van Jesus se opstanding met ons. Kom luister saam en word bekragtig om Jesus uit te leef. Hartlike goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om u vanmôre op hierdie wonderlike Sondag te kan verwelkom. Die opstanding Sondag en weet ons manne is baie keer lief op mekaar gevra, wat is nuus? Menende, hoe gaan dit? Nou julle het my toestemming om vanmôre vir so 'n persoon te antwoord, die graf is leeg. Hy het opgestaan. Is dit nie rede om sommer net uitsinnig te raak en sommer net uitbundig te raak en op die banke te hardloop en nie God se naam te kan vereer nie, te kan verheerlik nie. Ek sit vanoggend en ek wil dit so graag met u deel en ek gaan deur die evangelies. Daar's by elke evangelie so klein verskil oor die opstanding, maar dit kom alles neer na een punt toe. Maar ek lees volgens die evangelie van Markus dat Maria, die moeder van Jesus, en Maria Magdalena en 'n aantal vroue het gereed gemaak om na die graf toe te gaan. En hulle het salf gekoop, hulle spesemye gekoop om die liggaam te gaan balsem en te gaan versorg. En iets wat my tref is op pad soontoe. Toe kyk hulle na mekaar en my eie woorde, hulle sê, ons het 'n probleem. Wie gaan vir ons die steen wegrol? En op daardie stadium, hulle het 'n goeie rede gehad, soos baie keer van ons 'n goeie rede het om die kerk toe te kom, om nie 'n diens by te woon nie. Hulle het 'n goeie rede gehad om te draai en terug te gaan en miskien van die disippels te gaan haal, maar hulle het dit deur. Ek weet nie wat het in my gedagtes aangegaan. Kyk, 'n vrou is mos anders gewaai as 'n man. Ek dink hulle het staat gemaak op hulle sintuie. Man, as daar niemand is nie, dan doen my vrou is so. As sy sien ek vat 'n lak om 'n ding te doen, dan doen sy dit. Nou, dis nogal partytjie gerieflik. Dan los dit as prins, dan word dit nie regtig nie. Maar so is hulle op pad. En toe hulle daar kom, toe is die steen weggerol, wat 'n engel het die klip weggerol. Ek weet vanmôre, ek voel dit in my gees, terwyl ek dit lees, toe weet ek, daar's vanmôre mense in hierdie kerk, wat 'n steen het, waaroor hulle wonder. Jy voel jy wil opdraai, God sê ek moet vir jou sê, jy voel jy wil omdraai, want die klip wil nie beweeg nie. Die Here sê ek moet vir jou sê, vanmôre is jou oggend. Die klip van omstandighede waarteen jy vaskyk vir dae, vir weke, vir maande, miskien jou hele leeftyd, daai steen wat net nie wil beweeg nie. Jy wil al omdraai. Jy het in hierdie week vir jouself gesê, jy het miskien na jou besigheid gekyk, na jou huwelik, na jou familie, en jy het vir jouself gesê, tot hier, ek gaan omdraai, want die steen move nie. God sê vanmôre, daai steen gaan beweeg as jy vorentoe beweeg. As jy daar kom, is die steen weg. Mag God gee dat in hierdie woord vir jou oorwinning skuil vanmôre. Mag God gee dat in hierdie woord wat ek vir jou gee, oorwinning is wat jy, as jy hier uitstap, dat jy verkoop en sterk sal wees. Die Here seën elkeen van ons. Is dit maar wagte vir die boodskap vanmôre, want ons staan op. Gee ons God die eer. Vader, baie dankie dat u seun uit die dood uit opgeraak het. Meer as dit, hy het getriomfeer oor die graf, oor die dood en oor die hel. Hy leef vandag sodat ons kan lewe. Ons gee onvoorwaardelik hierdie diens oor in die hande van die koning van al die konings. Hy wat gesê het,
Die dag toe hy opvaar, het hy gesê, ek los julle nie as weeskinders nie, maar ek stuur vir julle die trooster, die Heilige Gees om te vertroos en te verskerp. En Here, ek weet, U is vanmôre in hierdie gebou. Ek gewaar U teenwoordigheid. Ek voel dit aan en ek weet, Here, U gaan omstandighede verander vanmôre. U gaan mense versterk, U gaan mense vernuwe, Here. U het dit vir my beloof, U het dit vir my gewys vanoggend. En ek vat die beloftes van die Here en ek maak dit my eie. Net soos wat U wil seën vir pastoor Johan vanmôre, gee hom krag, Here, om hierdie woord te bring, versterk hom na gees, na siel en na liggaam in Jesus naam. Amen. Daar sê, goeiemôre. Die Here is wonderbaar. Daar's vanoggend soveel vreugde in die hart van die kind van God, omdat die graf leeg is en omdat die Here op die troon is, omdat hy regeer, omdat hy oorwin het oor die dood. Opstanding Sondag vier ons vandag en ons bring aan die Here al die lof en die ere. Ons aanbid om daar's niemand soos hy nie. Ek glo daar was in u hart ook soos in my hart vanoggend groot vreugde, omdat die Here die dood oorwin het. En dank die Here dat die effek daarvan word reg deur die jaar. Elke dag van die jaar word dit belewe. Maar ons dank die Here dat ons in hierdie naweek besonder kan fees vier, omdat hy lewe, omdat hy die dood oorwin het. En die woord sê hy die duiwel ontklee. Hy het elke demoniese mag teen toon gestel, oor hulle getriomfeer. Ons koning lewe vir ewig as die triomfantelijke Here. Ons aanbid hom. Vanoggend staan die diens so 'n bietjie anderster as gewoonlik. Is jy gereed vir 'n heel ander diens? Ek gaan byvoorbeeld vir 'n paar van u vra om te kom preek. Nee, ek gaan nie dit doen nie. Maar dit gaan net 'n ander diens wees, want die Here wil hê dat 'n mens ook nie 'n patroon moet wees nie. Die Here wil ons lei deur sy gees en is ons begeerte dat die Here altyd weer verheerlik sal word in alles wat ons doen. Amen.
Prys die Here. Is jy ook bly dat Jesus aan daai ouer kruis gesterf het? Wow, dis so wonderlik dat vanweë Jesus se betrokkenheid met die kruis het dit wat bekend gestaan het altyd as 'n vloekhout. Omdat elkeen wat aan die kruis gaan, elke persoon wat aan 'n kruis gehang het, soos die Romeine daardie vonnis voltrek het, was gesien as iemand wat vervloek was. Vervloek en verlate deur God en die mense, omdat hy tussen hemel en aarde gehang het, dat die Here hierdie vloekhout verander het in 'n seën. En dat ons met dankbaarheid kan sê, dankie Here, dat U die vloek van sonde ook weggeneem het in ons lewe. En dat ons aan U mag behoort, kind van God kan wees, omdat U die prys betaal het. Baie dankie Paul, dit was wonderlik, halleluja. Dankie Here vir die kruis. Voordat ons gaan sing, vanmôre gaan ek uit die woord met U deel, 'n paar gedagtes en waarhede rondom die Here se opstanding. Vandag is 'n groot dag. En soos ek sê, daar's soveel vreugde in my hart, omdat my koning lewe. Weet jy, ek sien nie ook uit aan die dag wanneer ons voor hom gaan staan. Wanneer ons hom gaan sien van aangesig tot aangesig, wanneer ons aan sy voete gaan neerval, wanneer ons hom gaan aanbid as die een wat ons gekoop het met sy bloed, uit elke stam en taal en volk en nasie. En ek dank die Here dat hy Suid-Afrikaners nie verbygegaan het nie, maar ook by ons stil gestaan het, ook by Afrikaners. En aan hom al die lof en die ere. In hierdie dag, wanneer ons hierdie opstandingsfees van die Here herdenk, gaan dit in besonder oor oorwinning oor die dood, oor Jesus Christus se oorwinning oor die dood. En dit is wonderlik om net in die woord te gaan kyk, hoe die Here se opstanding, sy mag oor die dood, hoe dit lewens reg van die begin af verander, nog steeds lewens verander. Ons sien in die woord byvoorbeeld dat deur Jesus se bediening, selfs voordat hy gesterf het, was daar 'n paar keer waar Jesus in kontak was met mense waar die dood al ingetree het, en wanneer die Here in konfrontasie was met die dood, 'n hele klomp keer moes die dood wyk voor die lewe in Christus Jesus. Sy lewe, die lewe in Christus, was nog al die tyd sterker as die dood. Daar is geen dood wat standhou as Jesus in mense se lewens betrokke raak. Ons sien in die evangelies byvoorbeeld van verskillende mense, verskeie mense, wie se dood verander was in lewe as die Here met hulle kontak gehad het. Daar is byvoorbeeld, die Bybel praat van hierdie weduwee van Nain. Ons lees dit in Lukas 7. Hierdie weduwee van Nain en haar seun, sy het net een seun gehad. En hierdie seun het gesterf, en hierdie hartseer was daar. En in Lukas 7 sê die woord dat terwyl die mense in hierdie lijkstoet op pad was na die graf toe om hierdie kind te begrawe, het Jesus hulle gesien. En Jesus het na hierdie kind toe gegaan en die draagbaar aangeraak en vir hierdie seun gesê, jong man, ek sê vir jou, staan op. En hy het die woord sê, en hy het begin lewe, en hy het begin praat. En Jesus het hierdie seun vir sy moeder teruggegee. En telke male in die evangelie sien ons waar die Here se lewe die mag van die dood kom verbreek het. Ons sien dit ook byvoorbeeld in Markus 4, by vers 22 van Jairus se dogtertjie wat siek was, en hy het vir haar gevra om vir die dogter te kom bid. En voordat die Here by die dogter gekom het, het sy gesterwe. Maar selfs die dood by haar, die lewe in Christus was sterker as die dood by haar. En die woord sê, dat Jesus sê vir haar, Talita Kumi, dogtertjie staan op, en hierdie kind het begin lewe, vanweë die lewe in Christus.
Maar en dan in Jesus se bediening terwyl hy op die aarde was seker die grootste, die mooiste voorbeeld van sy oorwinning oor die dood, die opwekking van Lazarus wat reeds 4 dae dood was. Maar selfs 4 dae dood keer nie die Here om lewe te gee nie. En hy het vir Lazarus gesê, het vir hom opdrag gegee, 4 dae na sy sterwe. Hy sê die Here, neem die steen weg, en hy roep vir Lazarus uit, Lazarus, kom uit. En die woord sê in Johannes 11 en vers 43, en Lazarus het opgestaan. Die dood wyk voor die krag van die lewe in Christus Jesus. Maar nog groter as dit, die feit dat Jesus die mag ontvang het. Die mag ontvang het uit die hand van sy Vader. Hy het hierdie gebod van die Vader ontvang, dat hy mag het om sy eie dood te breek. Johannes 10 vers 18, ons het nou die dag ook daarna gekyk, ek verwys net vinnig daarna. Jesus sê hy die mag ontvang om sy eie lewe af te lê, en die mag ontvang om dit weer op te neem. Johannes 10 vers 18. Ek is so bly dat die lewe in Christus, die dood kan nie standhou as die Here se lewe, mense se lewens raak nie. En hierdie gebeure, die feit dat Jesus opgestaan het, die feit dat die graf leeg is, dat toe die disippels by die graf kom, dat hulle die getuienis gesien het, dat hy is nie daar nie, hy het opgestaan. Dit is die getuienis, die bevestiging. 'n leë graf roep uit, 'n leë graf verkondig dit, 'n leë graf proklameer dit en bevestig dit, dat Jesus is die Christus, die verlosser van die wêreld, wat die volk van God, die Israeliete vir eeue verwag het, wat die profete geprofeteer het. Die leë graf het dit verkondig en het dit bevestig, dat die Jode se Messias is, sy naam is Jesus. En hy het die dood oorwin, en hy lewe tot in ewigheid. Dank die Here vir 'n leë graf. Dank die Here, ek het die voorreg gehad, ek weet, daar's 'n paar van u, wat ook die voorreg gehad het, 'n klompie jare terug, die voorreg gehad om in Israel te gaan toer, en bietjie rond te kyk daar, en dit was 'n groot seën om die lydingsweg te stap, waar die Here die kruis gedra het, en waar hy gestap het op pad na Golgotha om gekruisig te word. Ons het daar gestap, maar dit was so heerlik om in die leë tuingraf te staan, en daar te kon sing as 'n groep, 'n toergroep wat daar was, te kon sing, He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. And He is Lord. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So daar die leë graf verkondig dat hy is die Christus, hy is die verlosser van die wêreld, en hy die verlossingskrag in die Here is genoeg om elke mens op hierdie aarde te kan verlos, en te kan vrymaak. Nog steeds is Johannes 3 vers 16 waar, dat my God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke mens die ewige lewe kan hê in hom. Ek dank die Here vir die verkondiging van 'n leë graf. En nou die woord sê, Paulus skryf van hierdie groot waarheid, in 1 Korintiërs 15:14. Paulus sê hier, en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking te vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. En ons verstaan dit, as daar nie 'n opstanding uit die dood uit was nie, en as Jesus Christus nie opgestaan het nie, dan het ons almal nog in ons sondes gebly. Dan sê die woord in vers 17, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. En dan vers 20, die aangedeelte sê, maar nou, Christus is opgewek. Halleluja. Dank die Here dat ons dit ook kan verklaar. Here, u lewe, u het opgestaan, u is die Christus, u is verlosser, u is saligmaker. En dit is so wonder, die grootste getuienis daarvan, wat bevestig
wie hy is, wat bevestig, wat dit verklaar, wat dit verkondig, dat hy die Christus is, dat hy die verlosser van die wêreld is, dat hy die verlosser vir elke mens is. Die grootste getuienis daarvan is elke veranderde lewe. Elke mens wat kan sê, my lewe het nie gewerk om God te behaag nie. Ek kon nie daarby uitkom nie, wat Paulus ook aan die einde van Romeine 7 gesê het. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die kwaad wat ek nie wil doen nie. Ja, daar as gevolg van 'n sondige natuur. Hoeveel mense neem aan die begin van elke jaar nuwejaarsvoornemens, dat ek gaan nie meer vloek nie, en ek gaan nie meer dit doen nie, en ek gaan nie meer dit doen nie. Dis my nuwejaarsvoorneme. En na 'n paar dae dan gee hulle op, want die natuur is nog dieselfde. As dit nie was vir Jesus Christus se opstanding nie, sou die woord sê, sou elke mens nog in sy sonde gebly het. Maar elke kind van God wat kan getuig, my lewe is verander. Ek wonder nie of ek vergewe is nie. Daar's 'n sekerheid van, ek weet die Here het my sonde weggevat. Ek kan begin heers oor sonde, nie in my eie krag nie, maar in die naam van die koning van alle konings begin ek leef tot eer van die Here. Elke veranderde lewe van elke mens hier, wat kan sê, ek is kind van God, my lewe is nie meer dieselfde nie. Die ou goed het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek is 'n nuwe skepsel, hier's 'n nuwe creation van die Here besig om my hart om plaas te vind. Elkeen wat dit kan getuig, is diep bewys dat die graf leeg is. En dat Jesus Christus verlosser en saligmaker is. Is dit nie wonderlik dat die woord sê dat jou lewe, die veranderde lewe, is die getuienis dat Jesus Christus op die troon leef. En dat hy regeer. En ek dank hom vir elke veranderde lewe. En 'n kind van God besef dit altyd, Here, was dit nie vir u genade, die sou ek dit nooit gemaak het nie. Was dit nie dat u by my stil gestaan het nie, was dit nie dat u met my gepraat het en met my bemoeienis gemaak het nie, Here, dan sou ek verloor, want in elk geval sê die Here, as die Vader ons nie nader aan hom trek nie, kan ons hom nie eens ken nie. So nog voordat ons nog tot bekering kom, is daar 'n werking van die Gees van God in 'n mens se lewe. Kan jy onthou dat voor jy jou hart vir die Here gegee het, en daar verskillende goed gebeur, waarmee die Here met jou gepraat, en waardeur die Here met jou gepraat het, en Vader met ons gepraat het, en waar jy na besef het, maar ek kan nie so aangaan nie. Ek wil regmaak. Die Heilige Gees het oortuiging gebring in 'n mens se hart, en 'n mens wat tot bekering gekom het, is 'n getuienis van God wat bemoeienis maak met mense. Die Here wat bemoeienis maak, wat omgee, wat nie by ons verbygaan nie. Ek dank die Here vir dit wat die Here besig is om te doen, en dit is asof die Here in die tyd waarin ons nou lewe, glo jy dat ons is vinnig op pad na die wederkoms. En dit is besonder hoe die Here in tye waarin ons nou lewe, op so 'n manier baie mense se lewens raak, dat die Here self betrokke raak in mense se lewens, en mense gered word op maniere wat 'n mens nooit van tevore eers van gehoor het nie. Moslems, by die geweldige groot getalle wat tot bekering kom, wanneer die Here, Jesus Christus, in drome aan hulle verskyn, en hy openbaar homself aan hulle, as die verlosser en as die saligmaker van hierdie wêreld, die mens, moslems wat hulle harte tot die Here, vir die Here gee, en dat in Iran, daar iets soos ek het hierdie op die video gesien, dat daar iets so 70% van die moskeeë in Iran leeg staan as gevolg van mense wat tot bekering gekom het. Dan wil mens net uitroep en sê, Here, dankie vir u genade. Maar ook om die Here met spesifieke mense op ander plekke ook bemoeienis maak, hoe die Here in drome met mense praat, hoe die Here met mense op besondere wyse praat, en dat soveel mense in besluit neem vir die Here, wat iets sê van, die Here is besig om mense in te bring in sy koninkryk. Hy is besig om mense se lewens te raak. Amy Grant het van hierdie ding gepraat, dat 'n mens jouself, jou lewe nie kan verander nie, al probeer jy. Kan jy nie, Amy Grant het so 'n klompie jare terug het sy 'n lied gesing, en sy sing hierdie woorde. So forget your game of being good and your self-righteousness, for the only good inside a heart is the good that Jesus gives. Wow, dankie Here. Dankie dat U ons nie dieselfde los nie.
Dankie Here dat U met ons bemoeienis maak, dat U ons verander. Ek ken hierdie ding dat die Here vir Thomas gesê het, toe hy nadat die ander disippels met die Here ontmoet het en hulle vir Thomas gesê het wat nie daar was nie, met blydskap dat die Here het opgestaan en hy lewe. En Thomas het gesê, ek sal nie glo tot ek onthou, totdat ek my vingers in die wonde aan sy hande gedruk het en my hand in die wond in sy sy gedruk het, sal ek nie glo dat hy opgestaan het nie. En die Here se genade is so groot, dat hy nie vir Thomas gesê het, jou vloek van 'n Thomas, hoekom glo jy dit? Hoe kan jy so ongelowig wees? Thomas, ek wil niks met jou. Dank die Here dat is nie soos hy is nie. As die Here soos 'n mens was, dan het dit heel moontlik gebeur. Maar Jesus gee vir Thomas die geleentheid om wel sy vinger in die wonde te druk. En wel sy hand in sy sy te sit. En dat Thomas besef het en gesê het, Heer, U is waarlik Heer. En dan sê die Here vir Thomas, Thomas, jy glo omdat jy gesien het. Salig is hulle. Johannes 20:21, salig is hulle wat nie gesien het nie en tog glo. En ek dank die Here dat ons dit kan sê, Here, ek het U nie fisies gesien nie, maar ek glo U het opgestaan. Ek glo U is die verlosser van die wêreld. En onthou, die pad na kunskap van God is altyd deur geloof. 'n Mens wat glo, hy is die Christus. Hy is die verlosser, nie net 'n mens wat aanvaar met sy onthou hierdie ding. Nie net 'n mens wat met sy verstand aanvaar dat Jesus 2000 jaar terug op die aarde was. Wat met sy verstand aanvaar dat Jesus opgestaan het, soos ons in die Bybel lees. En wat al die waarhede in die Bybel met sy verstand aanvaar nie. Dit is nog nie gebeur, dit is nog nie geloof nie. Om dit bloot verstandelik te aanvaar, soos 'n mens geskiedkundige waarhede aanvaar. Dis nie geloof nie. Die woord sê die duiwels glo dit ook in hulle sinne. Geloof is 'n werking van die Here in 'n mens se hart. Geloof is goddelik, dis heerlik. En kom ek verwys eers na Matteus 16 en vers 15. Jesus vra vir sy disippels in vers 15, maar wie sê julle is ek? Hy vra eers vir hulle, wie sê die mense is ek? En die disippels sê, hulle sê dat U is een van die profete, Jesaja of Jeremia of een van die profete. Daar was mense wat gedink het hy's ook 'n profeet of soos hulle. En dan sê die Here vir hulle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Wow. En die Here sê vir Petrus, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. Met ander woorde, daar was 'n besondere werking van die Heilige Gees vir 'n oomblik in Petrus se lewe. Vir 'n oomblik het hy hierdie openbaring ontvang, dat hierdie Jesus saam met wie ons loop vir 'n tyd lank nou al, Jesus se bediening wie ons sien, Jesus wie se prediking ons hoor, Jesus wie se genesing wat hy doen, wie ons wat dit ons skou, hy is nie net geneesheer nie, hy is nie net 'n profeet nie, hy is hierdie verlosser en die saligmaker, wat die wêreld in 'n oomblik wys die Heilige Gees in daai oomblik vir hom, en ek glo daar was 'n vreugde in daai oomblik in Petrus se lewe. En die Here sê vir hom, dis nie vlees en bloed wat dit vir jou geopenbaar het nie, my Vader het deur sy Gees, het hy dit aan jou openbaar. En dan sê die Here vir hom in vers 17, die woord sê, Jesus antwoord en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, nie vlees en bloed aan jou geopenbaar, maar in vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Op watter rots bou die Here die gemeente? Op hierdie openbaring. Op hierdie openbaring, die openbaring wat Petrus ontvang het in 'n oomblik, op dieselfde wyse dat hy die openbaring ontvang het, dat Jesus die Christus is die verlosser van die wêreld, die wat mense vrymaak van sonde, soos hy hierdie openbaring ontvang het. Deur daardie openbaring, sê die Here, sal reg deur die eeue, sal mense gered word, sal mense verlossing ontvang. Petrus het dit nie permanent gehad toe nie.
Hy het dit vir 'n oomblik gehad en toe verloor hy dit want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Want net toe die Here vir hom sê, net daarna sê die Here vir hom dat hy gekruisig sal word, dat hy sy lewe sal gee, dat hy sal sterwe. En Petrus sê van al die, en Jesus gaan wys na die profeseë van die profete, hoe die Christus sal sterwe en hoe hy sal lyk. En Petrus sê vir hom, mag God behoed dat dit met u gebeur. En Jesus sê vir hom, gaan weg agter my Satan, jy bedink nie die dinge van God nie, maar van die mense. En hy het dit verloor, want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Maar het is so amazing dat na die uitstorting van die Heilige Gees, toe was hier nie openbaring by Petrus nie net vir 'n oomblik, net 'n oomblik en hy's weg nie. Na die uitstorting van die Heilige Gees is hier die openbaring voortdurend in Petrus en die ander apostels wat vervul is met die Heilige Gees se hart en lewe. En hy begin Jesus verkondig op die dag van Pinkster. En die Heilige Gees vervul hulle, word vervul met die krag en die heerlikheid van die Heilige Gees en hy verkondig Jesus as die verlosser, as die saligmaker. En mense sê, toe hulle hierdie boodskap hoor, het hulle ook hierdie oortuiging, hierdie openbaring in hulle harte. Hierdie Jesus wat ons gekruisig het. Hierdie Jesus vir wie ons geroep het, kruisig hom. En vir Barabbas vrygelaat. Hierdie Jesus, hy is die Christus. En Petrus verkondig dit aan hierdie mense. En hulle sê, wat moet ons doen om gered te word? En Petrus verkondig Jesus as verlosser en saligmaker, bekeer julle tot hom, en 3000 mense se lewens word verander, oor hierdie openbaring, hy is die Christus, en dit wat mense se lewens verander, is nie, Paulus sê nie die wysheid van menslike woorde nie, nie dat mense enigiets probeer uit hulle self nie, is nie bly dat ons saligheid nie hoef te verdien nie, ons hoef nie daarvoor te werk nie, ons hoef nie gaan goedheid te doen. The only good inside our heart is the good that Jesus brings. En die openbaring wat mense in hulle harte ontvang, wanneer hulle die getuienis, deur God se mense, deur prediking en deur persoonlike getuienis hoor, dat hy is Christus, hy is die verlosser, en hy is die saligmaker, die oortuiging in elke persoon se eie hart. Hy is nie net verlosser van die wêreld nie, maar hy is ook die een wat my kan verlos. Hy is die een wat my kan vrymaak van sonde. En weet jy, in hierdie proses is dit so great om te weet, dat die Here is betrokke. Die Here wil nie dat enige een verlore sal gaan nie. Hy wil hê dat elke mens gered sal word, dat elke mens sal inkom in die koninkryk van God in. Halleluja, en dit is so wonderlik, Efesiërs 2 vers 8 en 9, die bekende verse. Uit genade is julle gered, deur die geloof. En geloof in Christus as verlosser en saligmaker. En dan sê Paulus daar, en hy sê, dit is nie uit jouself uit nie. En nie deur die werke, sodat niemand kan roem nie. So dis wonderlik, en hy sê, dis 'n gawe van God. So, wanneer 'n mens tot bekering kom en geloof in hierdie persoon se hart begin gewerk word, is dit 'n gawe van die Here. Geloof word deur God gewerk. Verstaan nie, geloof skep nie in jou eie hart nie. Geloof werk die Here, dis goddelik, dis bonatuurlik. 'n Mens wat glo, is 'n mens wat 'n ontmoeting met die koning gehad het. Is 'n mens in wie se harte werking van die Heilige Gees is. 'n Mens se lewe wat verander is deur die gawe van die Here, van redding en verlossing en saligmaker. 'n Mens wat besef, Here, U is my verlosser, U is my saligmaker. Ek wil U aanneem, Here, ek wil U in my lewe innooi. En daardie persoon beleef 'n werking van God in sy lewe. Kom ek dit noem? En ek glo die Heilige Gees laat dit in jou hart lewe. Hierdie krag van die Here, sy opstandingskrag, dat hy die Christus is, elke mens se verlosser en saligmaker. Dis my gebed, dat dit in die hart sal lewe. Dat jy altyd met dankbare, bring jy elke dag dank aan die Here dat jy sy kind is. Wat jou naam behoort, met dankbaarheid, dankie Vader, dat ek hier, dankie dat U met my klaar is nie, dankie dat U besig is met my. Maar dan verder, hierdie groot waarheid, hierdie selfde krag, opstandingskrag, waardeur Jesus Christus uit die doodheid opgewek is. Die woord is baie duidelik daaroor, dat hierdie selfde krag woon ook en werk ook in die kind van God se lewe.
Geen verskil nie. Die woord is baie duidelik daaroor in Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Halleluja. Maar ek so dankbaar, so bly vir hierdie waarheid. Dieselfde gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, woon ook in jou en my. Romeine 8 is baie duidelik daaroor. Aan die einde van Romeine 7 praat Paulus van 'n mens wat veroordeeld voel in 'n mens se hart, omdat jy nie by die wil van God kan uitkom nie. Maar dan begin hy Romeine 8 vers 1, is my kind van die mooiste tekste. Hy sê daar's geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus Jesus is. Amen. Vir hulle wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Met ander woorde, 'n mens wat nie meer in die wêreld is en Christus nie ken nie, wat nie ontmoeting met Christus gehad het nie, mense wat nie die woord sê, wat nie die gees van, net verder in Romeine, hulle wat die gees van Christus nie het nie, behoort nie aan hom nie. Dank die Here, ons het die gees van Christus. Dieselfde gees wat hom uit die dood uit opgewek het, woon ook in ons. En dit sê iets groot en mooi. Dit sê iets van die Heilige Gees wat woon in ons, wat met ons praat, wat inspraak in 'n mens se lewe gee, wat jou lei om op te tree, wat op jou hart lê om iets te doen, en jy doen dit in gehoorsaamheid, en jy sien wat God in mense sê, en die Here praat deur sy Gees, en hy sê vir jou, ek sê vir jou, ek sal jou in hierdie krisis, sal ek jou nie alleen laat nie, ek sal vir jou deurdra, jy al ervaar, en ervaar jy dit meer en meer die tyd dat die Here met jou praat. Kan jy dit getuig? God praat deur sy Gees. Die Here wanneer sy Gees inspraak gee in 'n mens se lewe, en dit word meer. Hoe meer 'n mens Heilige Gees werking ervaar, hoe meer soek jy dit. En die woord sê die Gees van God, so mooi, ek het dit nou die dag ook genoem, 1 Korintiërs 2 wat sê, ons het nie die Gees van die wêreld nie, ons het die Gees van Christus. Die Gees van God wat in ons woon. En prys die Here dat sy heerlikheid word meer. Dieselfde Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, woon ook in ons. En as die woord sê, dat hy ons sterflike liggame lewend maak, dat ons sterflike liggame lewend maak, dan sê dit. En dis wonderlik, dat 'n mens, want aan die begin van, einde van Romeine 7, soos ek sê, Paulus wat skryf, dat hy sukkel met die vlees. Maar deur die Gees van die Here, begin daar 'n verandering in die kind van God se lewe. Is jy bereid dat die Here jou steeds bly verander? En hoe meer dit gebeur, het mense hierdie belewenis van Here kom verander my al meer en meer. Here, meer van die Gees. Kan jy onthou dat die Here gesê, in Johannes 7:38, 39, hy wat dors het, wat voor my toe kom, en strome van lewende water. En hy maak ons lewend, en hierdie lewend beteken geweldig baie. Hierdie lewend beteken byvoorbeeld, en dis so powerful. Dit sê iets van mense wat begin om sonde te oorwin. Mense wat begin heers oor sonde. Mense wat besef dat die Here het ook gesê, hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar hy sal ook die uitkoms gee en ons sal dit verdra en ons sal oorwin. So mense wat sonde oorwin, mense wat begin heers oor byvoorbeeld 'n vieslike humeur wat jou al in die moeilikheid gebring het en sleg laat voel het, die Here sê jy hoef nie daar te bly nie. Hy's besig met jou. Hy verander van heerlikheid na heerlikheid. En elke ding wat die mens belewe, maar Here, is nog gevrees. Wat het jy agtergekom, as die Here mens red, is jy nie 'n engel nie. As die Here mens red, is daar 'n groot werk in jou lewe, wat besig is om plaas te vind, en God se werk in ons gaan nooit ophou tot by die wederkoms van die Here nie. En 'n mens kom agter, Here, ek wil net al meer U behaag en ek bid. Jy sien, Heilige Gees, hierdie krag van die Here in die dood uit opgewek het, bring intimiteit tussen ons en die Here, tussen ons en die Vader. En 'n mens beleef hier gebeur nuwe dinge in my lewe. Hierdie lewend, dat hy ons lewend maak, beteken, daar's altyd 'n vreugde in die kind van God. Dis nie 'n ding van, dat 'n mens praat dat jy kind van die Here is, en ander ou sê nie, hoe sad is jy nie. God didn't save us to make us sad. He saved us to make us glad. 'n mens wat vreugde het in die Here,
ten spyte van dit wat jy deurgaan. Ja, ons het moeilikheid, ons kry probleme, ons kry moeilikheid, maar dank die Here dat die blydskap van die Here is nie afhanklik van ons omstandighede nie. Ons blydskap van die Here is ten spyte van ons omstandighede. Lewend, 'n mens wat lewe tot eer van die Here, dieselfde Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, is hierdie lewend beteken. 'n Mens wat lewe tot eer van God, 'n mens wat lewe binne die wil van die Here, 'n mens wat gehoorsaam is, wat die stem van die Here hoor, 'n mens wat passievol is vir die Here, in sy diens staan, deur hom gebruik word, dieselfde Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, woon in ons. Halleluja. En omdat dit so is daar 'n verwagting in my hart. Nou die dag het daar iets met my gebeur wat amazing was, en ek het dit met 2 mense gedeel, en met my vrou. 2 ander mense met my vrou, maar dat die Here vir my 'n droom gee, en ek het dit nog nooit beleef nie, van tevore, nog nooit beleef nie, dat iemand wat ek in hierdie droom mee praat, dat hierdie persoon vir my in die droom 'n profetiese woord gee. En hierdie profetiese woord, ek gaan nie dit nou met u deel nie, maar dit gaan oor die vrug van die woord in mense se lewens. Net iets daarvan, dat die Here sy woord gaan open, al meer die waarhede van sy woord gaan open, en soos dit geopen word, dat mense die vrug daarvan in hulle lewens sal dra, van die woord wat begin groei in mense se harte. En ek dank die Here, dat hy deur sy Gees op 'n besondere wyse, luister, met elkeen wil bemoeienis maak. Met elkeen wil praat. Hy wil sy hand op jou lewe plaas, almeen. Hy wil sy krag in jou lewe laat vloei, sy heerlikheid laat meer word in ons lewens, al meer en meer. Ja, mens wat aan die brand is vir die Here, vol ywer vir die Here, mens wat deur God gebruik word om sy koninkryk uit te brei, glo jy dat dieselfde Gees wat die Here uit die dood uit opgewek het, ook jou sterflike liggaam sal lewend maak, en al meer lewend maak vir die Here. Mense wat ontvang om uit te gee, mense wat ontvang om in diens van die koning te staan. Daar's in die Here se profetiese rede, is daar verskillende goed wat hy noem. Een van die dinge wat hy noem, is hierdie ding van dat as hy terugkom, sal ons besig wees met sy saak. Besig wees met sy werk. Hy mag elkeen van ons dit kan sê. En ek dank die Here dat hy lewe. Ek dank U vir sy lewegewende Gees. Dank die Here vir wat hy doen deur sy Gees in ons harte en in ons lewens. Kom ons staan op voor ons koning en ons sê vir hom dankie. Sê vir hom dankie dat hy lewe, dat hy die dood oorwin het, dat hy regeer, dat hy triomferend koning is tot in ewigheid. Halleluja. Dank die Here vir wat hy in die lewe doen. Dank die Here dat hy met ons bemoeienis maak. Dank die Here dat daar groot dinge is in jou lewe, wat die Here nog glo jy dat daar groot dinge is wat God nog gaan doen in jou lewe. Dan kom daarvoor, sê Here, ek glo dit. Ek glo omdat U Christus is, Here, omdat dieselfde Gees wat U uit die dood uit opgewek het in my woord, Here, sal U ook my sterflike liggaam lewend maak. Here, ek sal deur U gebruik word. Here, ek is available dat U dit kan doen, Here. Dankie vir die salwing, dankie vir die krag, dankie vir die heerlikheid. Halleluja. Kom waar ons staan, kom ons gee onsself in die hand van die koning. Kom ons stel onsself beskikbaar. Kom ons sê vir die Here, Here, ek wil nie godsdienst bedryf nie. Here, ek wil 'n lewende verhouding met die opgestane Here hê. Here, U Gees maak my lewend deur U Gees, o Here. Halleluja. Dankie koning. Dankie Heer. Dankie vir wat U doen. Dankie vir kragjes. Dankie vir die salwing. Dankie vir die heerlikheid. Here, al die lof vir die Here. Here, ons prys U, ons aanbid koning Jesus. Lord, there is no one like you. Here, ons wil vir U baie dankie sê vir U besondere teenwoordigheid vanmôre. Here, ons beleef U nabyheid. Ons beleef Heilige Gees, U salwende krag en heerlikheid. En dankie Here dat U deur U Gees teenwoordig is om elke mens wat hier is aan te raak.
Dankie Here dat U voortdurend verandering in ons bring. 'n Verandering Here van heerlikheid na heerlikheid, 'n metamorfose van heerlikheid na heerlikheid, dat U ons verder vat. Here, ek dankie dat U elkeen van ons verder vat as waar ons was. En dat ons kan sê, ek sien uit dat dit wat die Here in my lewe besig is om te doen en nog gaan doen. Ek dank U Here vir gehoorsaamheid in die harte van U kinders. Here, U woord sê mense wat verlore gaan, onder andere is hulle mense wat ongehoorsaam is. Here, en ons wil sê, ons sal aan U gehoorsaam wees, Here. Ons sal doen wat U sê. Here, ons dankie dat U hand op ons lewe is. Ons dankie vir oorwinning in Christus. Ons dankie dat dieselfde Gees wat U uit die dood uit opgewek het, Here, in ons woon en met ons bemoeienis maak. Heilige Gees, dat U met ons praat, dat U ons salf. Dankie vir U heerlikheid en dankie dat ons kan lewe, Here, tot U eer en tot U verheerliking en om U koninkryk uit te brei. Ons gee onsself in U hand. Dankie Jesus dat U lewe en omdat U lewe, daarom het ons 'n lewe tot eer van God en 'n lewe tot in ewigheid. Ons prys U Here, daar's niemand soos U nie. Ons het U so lief, koning Jesus. Dankie Here, ons prys U naam. Halleluja. Dankie Here. Thank you Lord, we glorify. Dankie Jesus. Prys die Here. Halleluja. Baie dankie, kan U se plek inneem weer vir 'n oomblik. Ons gaan luister weer na 'n nommer gebring deur Paul en dan gaan ons sing en in oorwinning sing tot eer van ons koning en ons Here. Dankie Jesus. Declare God's glory, the empty tomb is unveiling love. The morning brings new mercies every day. Let every ray of sunshine, everything with breath, every heartbeat and every hair on my head cry holy, 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 holy is the Lord. The heavens declare God's glory, the empty tomb is unfailing love, and the morning brings new mercy every day. Let every ray of sunshine, let everything with breath, every heartbeat and every hair in my head cry holy, 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 holy is the Lord. Holy is the Lord. The heavens declare God's glory, the empty tomb is unfailing love, and the morning brings new mercy every day. Let every ray of sunshine, let everything with breath,
every heartbeat and every hair on my head cry holy, holy, holy is the Lord. Baie dankie dat jy vandag se diens saam met ons meegemaak het. Ons hoor graag van jou in die comments. Indien jy enige gebedversoeke het of enige ander navraag, kan jy gerus kontak maak met die kerkkantoor. Ons sal dit ook baie waardeer as jy ons volg op al hierdie platforms. Ons is almal geroep om God se woord uit te dra. So deel gerus die video met ander om jou. Mag jy 'n geseënde week hê.